'n reeks wat handel oor om te leer leef saam met Jesus. En vanaand se tema is leer vol word by Jesus. Nou ons het gisteraan 'n bietjie gekyk na disippelskap en hoe Jesus ons elkeen roep op ons naam om agter hom aan te stap en lewe saam met hom te doen. Dat ons gevorm word sodat ons 'n nuwe werklikheid in ons lewe kan beleef en God se werklikheid kan raak sien en kan ook in lyn kom met sy doel en sy plan wat hy vir ons lewens het. Maar ook dat ons ingestel sal wees op Jesus se stem, sodat ons weet hoe hierdie werklikheid dan nou lyk. Maar disippelskap is harde werk. Dit is nie iets wat net maklik voorkom vir ons almal nie. Dit vat regtig tyd en moeite wat ons moet insit. Maar soms wonder ons, is dit die moeite werd om al hierdie moeite te doen? Om so hard te werk en regtig te probeer gaan verkondig dit wat Jesus vir ons beteken. Want ons sien nie altyd Jesus se hand nie, ons sien nie altyd hoe hy werk in ons lewens of dat daar deurbraak is nie. Maar tog kom daar iets saam met dit by, wanneer ons regtig aanhou en vashou in dit wat ons moet doen. En baie keer, ek het ook onsself in my lewe gewonder, maar hierdie worsteling wat 'n mens het en die twyfel wat ons baie keer beleef van, is die Here daar, hoor hy my gebede, is hy werklik teenwoordig in my lewe? Dit laat eintlik 'n tipe van 'n uitbranding in ons lewens agter. Ons voel leeg en ons weet nie altyd of ons in die regte roeping is of op die regte plek is waar die Here met ons besig is nie. Want ek meen, ons doen altyd hierdie goed, ons is besig om te getuig en besig om Jesus se liefde uit te leef, waar ons elke dag rond beweeg, maar ons word moeg en uitgeput. En dan met dit, is dit dan waar die Heilige Gees baie keer inkom en sê, maar stop, wees rustig, kom haal asem en kom vind rus by Jesus se voete. En dis 'n teken wat ons baie keer mis, want baie keer met die Heilige Gees 'n groot stopteken vir ons kom sit, net sodat ons kan kom stop by Jesus se voete. Dat ons kan kom rustig word en kan kom vol word met sy Gees. Daarom wil ek ons met saam lees vanaand uit Psalm 1 uit, dat ons dan juist 'n bietjie gaan help met hierdie Psalm 1 vers 1 tot en met vers 3. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Nou hierdie teksgedeelte gaan ons so 'n bietjie opdeel in 3 dele, waarna ons gaan kyk. En soos wat ons nou baie keer in preke gehoor het, is daar invloed in ons lewens. Goed wat ons kom beïnvloed en ons gedagtepatrone kom verander en die manier hoe ons optree en reageer kom beïnvloed. Ek meen, ons word gevorm deur ons omstandighede. Ons word gevorm deur ons verlede wat met ons gebeur het, die seer wat ons beleef het. En meeste van die tyd is hierdie seer wat met ons gebeur het, die goed wat veroorsaak dat ons mure oprig in ons lewens. Waar ons skeer dat mense te naby kom en ons sukkel om ander te vertrou, ons wil onsself beskerm dan teen ander. Maar baie keer ook word ons dan so gevorm, dat ons op 'n sekere manier optree en reageer, en met mense praat. Nou Dallas Willard het hierdie vraag gevra van, wie is besig om jou te leer en jou te vorm? Wie se disipel is jy? Dit is nogal sterk vraag wat 'n mens bietjie kom raak. Wie se disipels is ons werklik? Volg ons die wêreld, die invloede wat ons het, of volg ons regtig Jesus? Stap ons regtig agter hom aan? Want ek weet nie of julle al agtergekom het nie, maar wanneer ons tyd spandeer saam met mense en ons sien raak hulle klein goedjies wat hulle doen, leer ons ook baie keer daardie maniere aan. Ons leer ook baie keer aan om byvoorbeeld 'n ding op 'n sekere plek neer te sit of om skottelgoed te was op 'n sekere manier.
Dis invloede van mense wat ons vorm, en ons leer dit aan en ons leef dit uit. Maar in hierdie teks, wat ons nou gelees het, praat dit juis in vers 1 van, dit gaan goed met die mens. Nou hierdie gaan goed, as ons dit uitvat uit die Hebreëse teks uit, dan sal dit dan vertaal met the blessed, happiness or contentment. So hierdie persoon wat van gepraat word, is 'n gelukkige persoon. Iemand wat gelukkig is in die plek waar die Here hulle gesit het. En ook hoe hulle in lyn staan met die Here in hulle verhouding met hom. Maar tog kom daar houe van die lewe. Daar kom goed wat ons kom slaan en ons kom aftrek en ons kom breek. En dit kom steel dan ons geluk. Dit kom steel hierdie vreugde wat ons dan nou eintlik wil beleef saam met die Here. Maar tog moet ons weet dat die Here 'n plan het vir ons lewe. Dat ons moet op die pad bly wat hy vir ons uitgesit het, al kom hierdie aanslag van hierdie wêreld op ons pad. Maar hierdie geseënde mens wat die teks van praat, loop dan deur die lewe van goddelose mense. Die persoon lewe saam met hulle, werk saam met hulle. Ons beleef dit in ons eie lewens. Ons sit saam met hulle en kuier en tog op 'n manier het goddelose mense invloed op ons as gelowiges. Maar tog kan ons as gelowiges nie toelaat dat ongelowige mense 'n houvas op ons het nie. Dat hulle ons nie beïnvloed oor hoe hulle oor ons praat of hoe hulle ons geloof sleg sê nie. Ons moet opstaan, want Jesus sê op soveel plekke dat ons moet getuies wees. Dat ons 'n voorbeeld moet wees van ons geloof. Ons kan nie saam bespottings maak nie, ons kan nie stil bly oor dit wat mense van ons Here en ons Koning sê nie. Daarom moet ons as disippels opstaan. En ons moet leer hoe om die voorbeeld te wees waar ons is om te wys dat ons kinders van God is. Maar in ons tye lewe kry ons tye waar ons regtig swak is. Waar ons uitgebrand raak en waar dit moeilik is om hierdie invloede van die wêreld te keer. Waar dit moeilik is om te sê, maar hoorie, ek gaan teen dit gaan en ek gaan God se wil kies, want ek is moeg en ek is afgemat. En ons programme is besig en die samelewing is besig en alles beïnvloed ons net op die verkeerde manier. Ons op baie keer advertensies wat ons raak sien, wat sê, maar hoorie, as ons hierdie tipe van medikasie kry, of as ons hierdie vakansie gaan doen, of wat ook al, gaan ons lewe beter wees. Maar tog na dit, as ons dalk hierdie een ding gedoen het, of op die vakansie gegaan het, as ons leer as wat ons was. Of ons voel, ons het nie dit gekry wat ons nodig gehad het om uit dit uit te kry nie. Want die Here was nie daar teenwoordig nie. Selfs ook ons jong mense, so maklik sê, maar hoor, hierdie een foon wat ons het, is 'n baie goeie foon. Want hy doen alles wat ons nodig het om te doen, of wanneer ons karre koop, en soos maar hoor, hierdie een tipe kar gaan jou nie in die steek laat nie. Of waar ons bly, is 'n veilige plek. Maar gaan dit ons gelukkig maak? Gaan dit vir ons die geluk gee wat ons nodig het om te kry, wat God vir ons beplan het, van ons goed doen wat mense vir ons sê? Ja, ons doen dit eintlik met goeie goed, met 'n goeie reaksie wat ons vir mense wil raad gee. Maar dit is waar dit inkom van ons as gelowiges om te sê, maar ons gaan onderskeid tref, of dit God se plan is, of die wêreld se plan is. Gaan ons God se stem kies, my eie stem, of gaan ons die wêreld se stem kies? Waarna gaan ons luister, en wat se pad gaan ons vat? So ons as gelowiges het hierdie geskenk van onderskeiding gekry van die Here af. Ons het dit gekry om te kies tussen goed en sleg, tussen reg en verkeerd, sodat ons 'n beter keuse kan maak. Sodat ons die keuse kan maak om nie tussen goddelose mense rond te loop en nie op te staan vir ons geloof nie. Om selfs ook die keuse te maak sodat ons vreugde kan vind daar waar ons is. Dat ons kan kies wat God op ons pad gesit het. Daarom kan ons as disippels nie net sê, maar ons laat dit goed gaan nie. Ons onderskeid wat ons tref
Help ons om op te staan en help ons om ingestel te wees op die pad wat die Here wil hê ons moet stap. En deur dit hoe ons dit kan doen en kan leer om onderskeid te tref, is deur om die woord te vat en die woord te lees. En die teks sê vir ons die woord is daar vir ons en hy help ons. En dis iets wat ons moet regtig intrek in ons lewens in. Ja, dis 'n ding wat ons baie keer sê is, kom ons lees ons Bybel, kom ons doen Bybelstudie, ons moet die Bybel onthou, ons moet elke dag daaroor nadink. Maar is dit altyd moontlik of maklik en doen ons dit wel? Hoe belangrik is dit vir ons om die woord te vat en die woord te lees? Want die woord help ons om met wysheid op te tree. Help ons om die regte keuses te maak. In Psalm 119 vers 24 sê, nog steeds is u bepalings my grootste vreugde. Hulle is my raadgewers. En die bepalings wat hierso van gepraat word, is juist die woord van God. Die woord wat vir ons riglyne gee, waar volgens ons lewens kan inrig. En dan los dit 'n vreugde agter, want ons weet ons is in lyn met God se plan. Ons werklikheid is in lyn met God se werklikheid. Ons lewe nie uit ons eie krag uit nie, maar ons lewe met God se krag en met God se wysheid. Daarom is dit so belangrik dat ons die woord moet vat, die woord moet lees en deel moet maak van ons lewe. Maar tog moet ons ook weet dat die woord, dis 'n belangrike ding wat ons nie net aan een kant toe skuif nie. Nou Martin Luther het op 'n stadium gesê, "You could not live in a paradise without the word of God, but you could live well enough in hell with it." So waar ons ook al lewe, in die goddelose wêreld waar ons is, en die moeilike omstandighede waarin ons is dit nodig om die woord regtig vas te vat en deel te maak. En Efesiërs 6 noem dan juist dat die woord die swaard is waarmee ons veg. Dat die woord ons help om die bose af te weer wanneer ons aangeval word. Ons kan die woord gebruik, want dit is die wapen wat God vir ons gegee het, om mee op te staan. Om die waarheid te kan spreek, en om te kan weet, dat dit wat daarin staan, help ons om sterker te word. So die invloede wat die woord vir ons los, moet vreugdevol wees, en dit moet ons opgewonde maak, oor die boodskap wat die woord vir ons gee. Dit moet ons bly maak, en ons moet honger daarna om nog meer dit te gaan lees. Nog meer selfs daaroor na te dink, al is dit 'n vers wat ons een dag gelees het, ons dink die hele week daaroor na. Die Here werk met ons hier een vers 'n week baie keer. Psalm 16 vers 11 sê ook vir ons, U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit die hand kom net wat mooi is. Die Here kom en voed ons en kom leer ons oor alles wat mooi is. Die Bybel kom leer ons wat dit is om op te staan, wat dit is om vas te hou in ons donker tye. Die woord kom bou ons op en kom versterk ons in ons lewe waar ons dit regtig nodig het. Daarom kan ons, soos wat die teks van ons sê, soos bome wees wat by waterstrome geplant is. Die waterstrome wat vir ons die nodige voeding gee wat ons kort, waar ons kan weet, ons is so naby aan die Here wat vir ons hierdie voeding gee, wat ons nuwe krag kan gee, wat vir ons vrug kan gee, wat ons nodig het om uit te leef vir die seisoen waarin ons is. En hierdie vrug wat ons dan kan uitleef, is die vrug van die Gees, wat ons in Galasiërs 5 lees. Die vrug wat uitkom uit ons lewens uit, van liefde, vrede, vreugde, ons kan dit opnoem. Dit kan net plaasvind wanneer ons geplant is by die waterstrome van God, waar ons daai die water kan kry en kan groei. So is dit tye waar ons worstel en waar ons leeg voel, en waar ons voel ons is nie geplant op die regte plek nie, kan ons onderskeid tref en sê, maar Here, kom help my om te weet waar ek myself moet plant. Kom help my om te sien waar ek moet wees, sodat ek op die regte plek kan wees waar U my wil gebruik.
Daarom is dit belangrik om hier konstant vrae te vra en te hoor by die Here, maar is ek waar ek moet wees? Moet ek optree soos wat ek optree? Wat is dit wat my vorm, wat nie is soos wat U wil hê ek moet gevorm wees nie? En die Here kan dit kom wegvat, hy kan ons kom vorm soos wat hy wil hê ons moet wees, dat ons die regte vrugte kan dra. So al is ons baie keer uitgebrand en moeg en moedeloos, kan ons na die Here toe draai en hy gaan vir ons die regte voeding gee wat ons kort. Matteus 11 vers 28 tot 30, een van die mooiste verse in die Message vertaling, wat ons help nogals met die. Dit sê van ons daar, are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me, and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Nou om hierdie teks te vat en homself net so op te breek, hoor ons dat wanneer ons gaan stil staan by die Here, wanneer ons tyd maak om by hom te gaan sit, kom hy en hy kom geef ons nuwe lewe. Hy kom vul ons met grace, met liefde, met dit wat ons nodig het. Maar dit vra dat ons saam met hom sal wees. Dit vra dat ons ingestel sal wees, geplant sal wees by die lewende water. Dat ons sy teenwoordigheid kan beleef en die rus kan vind wat ons nodig het. En dan besef ons dat Jesus ons middelpunt is. Dat hy die een is waar rondom ons lewe dinge draai. Die een is wat vir ons die vreugde en die vrede kom gee, sodat ons die geseënde persoon kan wees. Dat ons die een kan wees wat liefde uitleef en tussen ongelowige mense kan staan en hulle kan beïnvloed met 'n liefde wat direk van God afkom. 'n Liefde wat hulle dan nou self kan vat en sê, maar ek wil dit ook beleef. Ek wil ook daardie liefde hê en hulle lewens verander. Dis die verskil wat Jesus met ons maak as ons disippels is, wat ingeplant is by die stroom van die lewe. So mag ons dit beleef. Mag ons sien dat Jesus ons lewegewende Here en Verlosser en ons koning is. En dat hy die een is by wie ons kan ingeplant wees om die regte voeding te kry in ons lewe. Dat hy ons kan volmaak met dit wat ons nodig het. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanaand hier so kan sit, Here, en dat ons kan hoor dat U ons kom volmaak. Ja, Here, soms is dit moeilik om deur ons moeilike omstandighede te kom en om te kan weet dat U saam met ons is. Maar Here, leer ons om stil te kan word by U. Leer ons om te stop en kom maak ons vol met die liefde, sodat ons kan uitgaan as 'n veranderde, gevulde, lewegewende kind van U. Dankie Here dat U ons elkeen liefhet, dat U ons elkeen seën, en dankie ook vir die nagrus wat ons gaan hê ook vanaand. Ek bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan saam staan en van ons afsluit met ons slotlied.